Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om vir julle te kan 'n stukkie sielskos bring vandag. Nou kind van God, het jy al beleef dat hoe is dit as jy 'n droom het? Jy het 'n droom vir iets wat jy gaan doen. Jy maak planne en jy het al vir jou 'n prentjie geskets. Jy het al basies soos al gevisualiseer oor hoe daai droom gaan uitspeel en wat jy alles gaan doen. Maar hier is die vraag, het jy dit al prakties begin toepas? Kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê, jy het 'n idee van om 'n boek te skryf. Jy weet wat jy gaan skryf. En jy hoor hoe om dit te skryf. Maar het jy al daai boek begin skryf? Nee, jy het nog nie. Hoekom is dit so? Want ons is baie keer so bang om iets te begin toepas wat ons gehoor het. Want ons is bang ons faal. Ons is bang dat dit nie 'n sukses gaan wees nie. Ons is bang dat ons dit nie gaan maak nie. Maar kind van God, ek wil vandag vir jou sê, dat as jy weet, dit wat jy kan doen, gaan 'n sukses wees. Hoekom laat jy dan toe dat jy verhinder word? Dis tyd om daai droom wat jy het, te in volle werking te plaas. En dieselfde ook so, met die woord van God. Ons hoor dat hoe Jesus vir ons sê, gaan uit, maak disippels, verkondig die evangelie. Ons hoor van, hoe is dit om 'n vol lewe te lei saam met Christus? Ons hoor van hoe om vrug te dra, maar wanneer dit kom om dit toe te pas, ons is bang. Ons is so bang om dit te doen, want ons is either bang die mense gaan vir ons, hulle gaan ons oordeel, of mense gaan ons aanvat, of aanval selfs, beledig. Maar kind van God, dink so daaraan. As jy gaan stil staan, en jy gaan toelaat, dat hierdie dinge wat jou terughou, vir jou laat bly waar jy is, hoe gaan jy dan vorentoe kan gaan? Hoe gaan jy dan 'n lewe voluit kan leef? Dis tyd dat dit wat ons hoor, dat ons dit begin toepas. Leef daai droom uit. Daai roeping wat op jou lewe geplaas is. Leef dit uit. Dis wonderlik om te dink, ek gaan dit so doen, en ek wil dit so doen, maar begin dit toepas. Werk daarmee, my boetie en sissa, en jy gaan verbaas wees, dat wanneer jy terugkyk, gaan jy sê, maar hoekom het ek dit nie lankal al gedoen nie? En al hierdie dinge is as gevolg van vrees. En onthou, 2 Timoteus 1 vers 7, die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing. En onthou, Jesus het ook gesê, iemand wat my woorde hoor en dit toepas, is wys. So my boetie en sissa, dit wat jy weet jy kan doen, pas wysheid toe en gaan vir dit. Go vir dit. Of wat sê ek? Kom ek bid vir ons. Vader, ek dra my boetie en sissa aan U op vanoggend. Ek bid vir elkeen van hulle, wat 'n passie het om iets aan te pak, wat 'n droom het wat hulle wil uitleef. Liewe Here, wat daai calling op hulle lewe het, daai purpose wat vir hulle voor lê. Laat hulle dit aangryp met albei hande, dit voluit leef. En Here, ek weet, wanneer U die middelpunt is, dan gaan daar soveel dinge skuif, en soveel dinge gaan gebeur. Hoekom? Want hulle het met geloof hierdie nuwe hoofstuk aangepak. En ek bid, Here, dat U die begin en die einde sal wees van hierdie nuwe lewenspad in U kosbare naam. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself, en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre weer vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.